Goeiedag. Jy het vir ons hierdie fascinerende klomp goed oor Osaki in Tokio gestuur. Kaarte, geskiedenis, selfs om 'n webwerfverkenning. Ja, dis nogal 'n mengelmoes, né? Dit lyk mos maar, jy weet, met die eerste oogopslag na 'n blink, moderne besigheidsplek. Maar ons wil vandag so bietjie dieper krap, né? Absoluut. Daardie lae geskiedenis en die wegsteekplekkies wat meeste mense sommer miskyk. Is jy reg? Ek is heeltemal reg. Die bronne wys nogal hoe dramaties dinge daar verander het. Ons plan is om deur daai lae te sif van wel die heel oudste tye tot nou. En spesifiek die stories. Ja, spesifiek die stories en daai hoekies en draadjies wat Osaki sy eie karakter gee. Jy weet, die tipe plekke wat jy nie sommer in 'n standaard toergids gaan kry nie. OK, kom ons spring sommer weg in die Edo-tydperk. Dis amper moeilik om te dink, maar die area was glo bekend vir valkejag. Die shoguns het daar gejaag. Valkejag, ja, is fascinerend. En een van jou bronne noem selfs 'n plaaslike ding, die Iragibashi pampoen. Pampoene hier in die middel van wat nou Tokio is. Ja, en daai Iragi heiligdom staan glo vandag nog daar. Al moes hulle dit skuif want die Meguro rivier het gereeld oorstroom, lyk dit my. En wat nogal uitstaan is hoe daai vroeë landskap, veral die water, die Meguro rivier, die hele gebied gevorm het. Die naam Osaki self, ek dink dit beteken moontlik iets soos Groot Kaap. OK, soos waar die land uitgesteek het by die rivier. Presies. Daai rivier was eers lewe vir die landbou, jy weet, die bampoene en so, maar later het dit die sleutel geword vir industrie. En vandag? Vandag is dit nog geaar, maar nou meer vir rustige wandelpaadjies. Dis een van daai eerste verborge juwele, sou ek sê, gebou op die ou landskap. En toe 'n groot verandering met die Meiji-era. Fabrieke. Ja nee, toe bars dit los. Die Osaki staalfabriek, wat later deel geword het van Japan Steel Works, het hier in 1906 begin. Sjoe. Die bronne praat van reuse geboue, skoorstene. Die hele industriële revolusie het hier gebeur. Maar wat's oor? Wat kan 'n mens vandag sien? Dis subtiel, baie subtiel, maar dis daar. Die bronne wys ons na die rooi baksteen oorblyfsels, veral naby die stasie se oostelike uitgang. So dis nie groot monumente nie. Nee, glad nie. Dis meer soos stukkies ou fondasies of mure wat deel geword het van nuwer geboue. Dis amper soos 'n skattejag om dit te soek. Ek hou daarvan. Ja, dis konkrete stukkies van daai industriële tyd wat jy kan aanraak, jy weet, versteek tussen die nuwe glas en staal. Dan nog 'n groot ding. Die groot Kanto-aardbewing van 1923. Mense het hierheen gestroom, né? En die bronne beskryf hoe eenvoudige houthuise, 'n Mokoshin Yado, langs die Meguro rivier opgespring het. Klink na 'n moeilike tyd. Dit was beslis. En is 'n goeie vraag of iets van daardie gemeenskapsgees nog leef. Ja. Wel, daai spesifieke houthuise is lankal weg, maar die bronne koppel daardie tyd aan die Shitamachi vervoel, wat jy steeds in party straatjies kan kry. Shitamachi, dis daai ouer tradisionele werkersklas atmosfeer, reg? Presies. Dink aan klein familie-eetplekkies en winkeltjies wat al dekades daar is. Dis nog 'n versteekte laag, die menslike kant, die gemeenskap wat die groot rampe oorleef het. Dan spring ons na die Showa-era. Groot logistieke sentrum. Een bron noem die Suzuki Shoten pakhuise. Wat het hulle gestoor? Sojasous. Ja, kan jy glo? Pakhuise vol sojasous. Wat het daarvan geword? Is dit nou nie weg? Meestal weg, of herdoel, ja. Maar die funksie van stoorplek het nogal interessant verander. Ou industriële ruimtes, soms weggesteek agter gewone deure. Mens wees nou kunsgalerye, ontwerpateljees, unieke kafees. Hulle hou dikwels die oorspronklike growe balke of baksteenmure. So daai kontras. Ja, presies daai kontras. Die industriële dop met iets kreatiefs binne. Dis nog 'n fascinerende versteekte juweel van Osaki. En wat van die Osaki Hanamachi, 'n klein vermaaklikheidsplekkie uit die 50s en 60s? Klink nogal kleurvol. Is daai vibe heeltemal weg? Die formele Hanamachi is weg, ja. Maar die bronne sê die gees daarvan, jy weet 'n plek vir ontspanning, bietjie anders leef, voort in party van die ou Showa-styl izakayas. OK, daai informele Japanse kroë. Die wat nog in die agterstrate skuil.
Houtingange, dowwe liggies, ou plakate. Dis plekke met karakter, ver weg van die hoofstroom. Hulle gee jou daai gevoel van 'n klein ontsnapping, nog 'n laag om te ontdek as jy mooi soek. Dis ongelooflik hoe die verlede so bly deurskemer, né? Absoluut. En dit bring ons by vandag se Osaki met sy toringblokke soos Gate City Osaki, alles herontwikkel sedert die laat 80s, maar selfs hier, wys jou bronne, is daar goed soos die retro New Osaki Shopping Arcade. Ja, en selfs hedendaagse vakmanne, shokunin in klein werkswinkeltjies. Wow. Presies. Daardie kontras is Osaki se kern. Dis nie 'n opgepoetste museum nie. Die geskiedenis is totaal verweef met die hede. Jy het die blinkkantore, maar net om die draai is dalk 'n ou heiligdom of 'n stukkie baksteenmuur van 'n fabriek, 'n shitamashi eetplek, 'n galerie in 'n ou pakhuis of 'n klein kroegie met 'n storie. Selfs die gelukbringers, Osaki Ichiban Taro en Osaki, is deel van hierdie unieke mengsel. So, die eintlike punt vir jou, ons luisteraar, is dat Osaki se storie nie net in die groot monumente lê nie. Dis juis in hierdie kontraste en versteekte lae. Ja, dis 'n plek wat jou beloon as jy bietjie stadiger stap en agter daai moderne fasade loer. En miskien die vraag om saam met jou te neem. Watter van hierdie lae of versteekte juwele van Osaki, die industriële egos, die gemeenskapsgees, die hergebruikte ruimtes, die oue wêreldse kroë, watter een sou jy die graagste wou gaan ontdek? Die stad wag, lyk my, om sy geheime te deel.